Eden FM Mossel Bay, 93.8 FM stereo. Experience the thrill of action and the power of reaction on our exhilarating and exciting Aksie met Reaksie program on Eden FM, Wednesdays between 2 and 3. Brace yourself for thought-provoking discussions and interesting guests. Here, we bring you the truth, black or white. No middle ground, delivering an electrifying radio experience like no other. Join us on the edge of your seat as we explore the dynamic interplay of action With reaction on Eden FM with Karen and Dion. Stay tuned for the truth. En 'n hartlike goeiemiddag aan elke luisteraar wat ingeskakel is hier by ons op Aksie met Reaksie. Ek is Dion En ek is Karen. en dit is lekker om met julle te kan gesels in die nuwe jaar van 2025. Of hoe, Karen? Ja, lekker met 'n stem wat amper weg is. Nee man, wat sê 'n stem wat amper weg is, is al amper midstream van Januarie en dis die eerste keer wat ons weer op die radio gesels na Ja, my stem die het Desember vergeet. breek. My stem het al bietjie vergeet. Ek dink jy moet hom net skoon maak. Dis hy. Ek dink dis 'n goeie call om net lekker te kan begin en so die ritme weer aan die gang te kry vir die jaar van 2025. Nou ja, as julle gewonder het wat ons alles gemaak het hierdie vakansie, dan is julle in vir 'n groot surprise. Ons was redelik besig geweest en ons het op die laaste program verduidelik en gesê van die Hartebos Seefront kompetisie wat ons gehad het, die ATKV Hartebos kompetisie, as ook die heel eerste meneer mevrou Gourits wat die 31ste Desember plaasgevind het. Nou hoekom ek dit so sê is, daar's 'n paar titelhouers en veral ons mevrou ATKV Hartebos van 2024 is ook hier by ons in die ateljee en ons gaan hulle nou 'n bietjie met hulle gesels en vra en hulle experience kry. Ons het ongelukkig ons meneer ATKV Hartebos van 2023 kon dit nou nie maak nie, maar sy het dan 'n speech wat hy gelewer het wat ek hierso byderhand het wat ons ook later sal speel, as wel as die eerste prinses van mevrou Tiener ATKV Hartebos van 2023. Sy is ook tans die Miss Preteen Universe South Africa van 2025. Finalis, ja. Hier by ons in die ateljee. So ons gaan lekker met hulle gesels op hoe, Karen. Heerlik. Nou ja, ons gaan As my brein wil wakker word. Ons gaan net soos wat is dit normaalweg doen, die show lekker in die gang kry, lekker musiekie so vir julle speel en ek dink die eerste treffer wat ons sal speel is net die beste. So net hier, jou Voice in Paradise, alles op Eden FM, Aksie met Reaksie, so bly ingeskakel, dan gaan ons lekker met hierdie dames gesels. Eden FM, jou stem in die paradys. Daai lekker gevoel. Wees vry. Right, en welkom terug so by ons op Aksie met Reaksie, waar ons lekker na ATKV van Elof geluister het, jou stem in die paradys, net hierso by ons in die ateljee. Nou ja, ek dink, soos wat ons nou vroeër gepraat het en die dames wat hier so is, ek gaan die onderhoud vir jou gee, Karen. Jy kan lekker met hulle gesels. Ek sal se nou en dan as ek lus voel bietjie in chip, ja. So ja, nee, dames, welkom en Karen, ek gaan vir jou los om die introductions vir hulle te gee. Okay. Hallo Annel en hallo Rosie. Sê gou of ons sit hierso met Annel Wetmar wat ons mevrou ATKV wat is dit? 2024, ja, 2024-2025 is. So, vertel vir ons 'n bietjie meer, wie is Annel en wat het jou maak besluit om in te skryf vir mevrou ATKV? Goeiedag, baie dankie Tannie. Nou, ek is Annel Wetmar vir almal wat nou inskakel. En ek is maar 'n besige kind. Ek is 18 jaar oud en ek kom van Pretoria af. Ek's nou eerste jaar op Noordwes Universiteit in Potchefstroom. Ek sien baie uit. Ja, iets lekker om nou uit te sien. Ja, ek kan nie wag nie. Dit is nou heeltemal 'n nuwe hoofstuk in my lewe en ek is baie opgewonde vir die hoofstuk. En ek doen 'n paar stokperdjies en dit is nou, my sport is netbal en atletiek en ek gaan nou maar 'n nuwe sport draai hierdie jaar. En natuurlik is modelwerk, my passie. Dit is my happy place, 100%. Ja, jy kan dit sien. Jy kan dit baie duidelik sien wanneer dit mense se happy place is. Dieselfde met Rosie ook. Julle tweeetjies is voels van eender se vere. En want sy eet ook, slaap
droom, alles, lewe, alles. Ja, 100%. Pageantry. So jy het ook al 'n hele paar pageants agter die rug wat jy my net Ja. nou begin van vertel het. So ja, sê gou eers vir ons, wat het jou laat besluit jy wil graag inskryf vir ATKV? Wel, elke jaar het ek, wel 'n paar jaar het ek deelgeneem aan die Seefront pageant wat julle ook aangebied het. Ja. En ek het nie gedink ek gaan deelneem aan 'n pageant die jaar met die vakansie nie, want ek het nou gewerk by ATKV. En ek onthou nog die oggend toe Tannie net vir my baas gevra het, hoor, jy kan sy maar aanskryf. Ja. En toe my baas sê ja, en toe sê ek, Dankie ek was so opgewonde, ek kon net voel, Ja. hierdie gaan baie lekker wees, ek kon nie wag nie. Ag, So, nee. dit was maar 'n nie uitgedink enetjie nie. Spur of the Ja. moment storie. Ja. Maar daai werk gewoonlik nogal baie lekker uit. Veral as dit Ja. lekker vakansie vibes het en vakansie energie en sulke Ja. tipe van goedjies het. Dis wat ons altyd sê, wat ek altyd vir al die modelle sê. Neem aan soveel kompetisies deel as wat jy kan, vir al die vakansiekompetisies, want dit is lekker Ja. pret en jy raak ontslaaf van jou skaamheid. Jy raak bietjie jy word blootgestel aan mense en ja, wat ek altyd vir die modelle sê is praat. Daai Ja. judges wat daar sit, hulle is ook Ja. mense. So al wat jy doen is jy stel jouself voor soos wat jy nou met my praat. Dis 'n as jy jouself aan iemand anders voorstel, is dit mos nou nie ek is nou nee, jy praat mos maar lekker met hulle. So jy wys net jou persoonlikheid. As jy net gaan in hierdie goeters gaan geniet, dis waaroor dit gaan, nê. Nee. Ja. Dan wil ek jou iets anders vra. Wat het dit vir jou beteken? Wat het jy hier uit gekry? Wat het jy hier uit? Is daar ietsie wat jy hier uit gekry het en hier uit geleer het uit hierdie spesifieke kompetisie? En ek vra jou dit nou, want daar spesifieke redes hoekom ons hierdie kompetisies en goed doen. Dit gaan regtig nie vir ons net oor 'n mooi gesig nie. Dit gaan vir my oor die hele persoon. Ek sê altyd, ek sien nie jou gesig nie, ek sien nie die dop nie, ek sien jou siel. So dis waaroor dit vir my gaan met die kompetisie. So Ja. ons probeer die jeug empower om beter te wees en beter te doen. If you know better, you're Ja. supposed to do Ja. better, nee? En om positiewe bydrae tot die samelewing te maak. Nie net om te wil vat nie en wil hê nie en dis ek is die mooiste en nee, wat gebeur as daar iets met jou gesig gebeur? Wat bly oor? So Ja. dis wat ons probeer doen met hierdie. So dis hoekom ek vir jou daai vraagie vra. Ek sal baie graag wil hoor. Ek hoop nie dis 'n strikvraag nie. O, nee, glad nie. Nee, ek wil sê wat ek kon wegvat uit hierdie pageant uit, was daai aand was amazing. Ek sal hom weer enige tyd wil oorleef. Maar my mededingers wat nou saam met my daar agter was, dit was nie 'n kompetisie gevoel gewees daar agter nie. Ons almal het lekker gesels, ons het mekaar gehelp met juwele en hare en wat kan jy doen om hierdie rok net gou beter te Ek laat kry so lyk en hoendervleis. alles. Dis vir my mooi. Dit is eintlik hoekom ek hierdie pageantry doen. Is vir die sisterhood, as ek dit so kan Ja. stel. Ek het Miss Congeniality gekyk en dit is eintlik, daai storie is eintlik Daar wat my sy. in pageantry ingekry het en daai sisterhood. Ja. En soos dit is vir my altyd die beste, is as ons modelle daar agter mekaar help en mekaar soos aancheer. Ons het mekaar elke liewe een aangecheer. Ja, Daar was geen van sy lyk nou so, ons wil haar uitsluit. Ja. Ons wil haar uitsluit want sy's nou 'n groot kompetisie. Ja. Dit was almal was ingesluit en almal het mekaar gehelp. En dit is een ding wat ek dink mense nie verstaan van pageantry is dat dit is eintlik heeltemal iets groters as net van hoe jy lyk As wat en jy sien. as wat jy Yes. sien op stage. Dit is eintlik wat ek What aan happens uitvind. behind the scenes. Ja. Nee. En dit is wat julle ook ervaar het laas jaar, nee Rosie, jy het dit ook gesê in jou speech op die aand, het jy ook gepraat daarvan, van dat jy vriende gemaak het, en dat julle nou nog vriende is, en dis eintlik mos nou maar waaroor het gaan, nee. Nou, okay, die luisteraars het al vir Rosie 'n paar keer op die radio gehoor, en hulle is gewoond om haar ook op al die sosiale media platforms te sien, so with no further ado, I'm going to introduce you to, hierdie is Rosie Venter. Nou Rosie, vertel gou vir ons 'n bietjie
meer van jou ervaring wat jy gehad het ten opsigte van ATKV, want jy was nou hierdie jaar ook betrokke, jy het ook gehelp toe ons nou bietjie die opleiding gedoen het en ek so lekker gebrand het daai dag, genigtig, dit was baie warm daai dag. En ja, net die basiese deeltjie, vertel vir ons bietjie wat het jy daaruit gekry? Goeiedag almal, ek is Rosie Venter, julle Miss Preteen Universe South Africa 2025 finalis. My experience met mevrou ATKV 2023 was amazing en hierdie jaar se was ook, waar ek 'n judge was. Ek kon regtig sien dat al die deelnemers het saamgewerk. Toe ons hulle geleer het oor die Paris Walk, hulle almal het saamgewerk. Niemand het mekaar skeef aangekyk nie. Die meisies was regtig nie jaloers op mekaar nie. En daar was regtig nie een meisie wat ek kon sê is besig om neer te kyk op die ander een of katterigheid nie. Hulle almal het mooi saamgewerk. En dit is in my ook amazing om dit te sien, omdat 'n mens in pageants meeste van die tyd sien dat die meisies nie om een tafel kan sit nie. Die een kyk die een so skeef aan, hierdie twee praat nie met mekaar nie, want sy het haar rok gedit en die make-up gedit en ag nee wat. So dit was in my ook baie nice om te sien hoe die meisies die jaar saam gewerk het en mekaar gaan druk het wie ook al gewen het. Dit was baie amazing geweest. Ja, dis vir my baie mooi en is regtig en ja, ons Miss Preteen finalist judge, jy het vir ons so baie gehelp hierdie jaar, jy en mamma het vir ons baie gehelp ten opsigte van dit, want hierdie jaar het ons dit 'n bietjie anders gedoen, of nie hierdie jaar nie, ons is al klaar in die volgende jaar. Desember het ons dit 'n bietjie anders te gedoen as die eerste jaar. Ons het uitdinne gedoen op die strand eerste. En toe het ons nou nie so 'n lang uitgeregte storie gehad soos toe ons met julle gehad het. Dit was ons eerste enetjie. So toe het ons het bietjie heel wat half te korter gemaak as die vorige jaar. So, ja, wat sê nou gou vir my tussen julle twee. Ek wil nou graag hoor, want jy het nou al twee beleef, Rosie. Jy het sê jy het dit baie geniet, nê? Ja. Die program was nie te lank nie te kort nie. Was dit te lank, was dit te kort? Julle moet nou vir ons help om dat ons nou bietjie ons wil graag beter doen elke keer as ons ietsie doen en klein goedjies wat krap en nie lekker is nie, wil ons graag uitsorteer. So, wat dink jy, was dit hierdie jaar beter as wat dit laas jaar was, omdat ons dit gedoen het soos ons dit gedoen het? En wat dink jy? Sê bietjie vir ons, wat dink jy, Rosie? Ek dink hierdie jaar, verlede jaar 2024 sinne, Ja. was beter geweest as 2023. Dit was heel wat korter Heel wat geweest. half te korter. Baie korter Ja. en ons MC was amazing soos altyd. Hy was, nee? Ja, maar my experience met 2023 was nog steeds baie nice en amazing geweest, maar ek moet sê 2024 sin was ook baie meer georganiseerd. Almal het geweet presies wat om te doen. Die groepie het nie mal gegaan soos gewoonlik nie. Ja. En ja, dit was heel wat korter geweest. Ja, dankie tog. Ek dink daai dis regtig soos 'n ouer wat hulle klein 3-jarige kind vat en die arme kind vir elke 2 tree wat die ouers gee die kleintjie 30 en hy's moeg. Hy wil nie meer shopping doen nie, maar dit hou nie op nie. Ek dink dit is wat 2023 se experience was. Dit was baie lank. Ja. Maar ja, ons sal dit weer so doen aan die einde van die jaar. Ons streamline dit net so bietjie. Ons baie bly julle dit geniet. En mense kan sien. Mense kan altyd sien as mense dit geniet. Baie duidelik in jou foto's, baie duidelik in jou loop, baie duidelik in alles. So ja, dit is fantasties. Is daar nog ietsie wat jy met ons graag wil deel, Anel? Ek sou graag wil hê met bietjie vir die luisteraars vertel van jou verskillende titels wat jy al agter jou naam het. Wow, ek het nou al aan 11 pageants deelgeneem en elke liewe een is anderster. Dit was 'n eendag kompetisie. Jy kom en jy skryf in, jy loop en dan Yes. is dit nou dit is waarmee ek begin het. En daai dae was baie lank. Ja. Shoot Tanya, as Dit ek dit is aan nie 'n sê, hele dit is dag. 'n hele dag Ja. storie. So, dit is altyd my mamma wat saam met my gekom het om Ja. die hele dag daar te sit en omdat ek nou ouer is, wag jy lank Ja. vir jou kategorie. Natuurlik, is altyd laaste. Ja, altyd. So, ek was baie bly toe ek nou hierdie groot pageant gedoen het. Dit was Supreme Teen Africa. Okay. Ja. En dit was oor 'n tydperk van 3 maande wat Sjoe. ons dit gedoen het. Ons moes geld insamel, sponsors kry vir jou rokke en alles, want dit was 'n groot ding. En die aand was amazing.
ek gaan daai aand nooit vergeet nie. Ons het 'n walk gedoen in goud waar almal in goud geloop het en dan het jy jou individuele walk gedoen in jou aandrok. En daai was een van my gunsteling pageants geweest. Dit voel so, die wag is lank en wanneer jy op die stage is, voel dit so vinnig. Vinnig. Ja, baie en vinnig. Dit is, ek mis daai gevoel. Ja. Dis jy na die tyd dink jy, nou waarvoor het ek nou so gestres? Ja, Waarvoor was die presies. butterflies? Dis niks om voor te stres nie. Dis net ietsie Ja. om te gaan geniet en Ja. om te gaan doen, want soos ek vir julle 'n paar keer gesê het daar, as jy ouer is, dan is jy nie eintlik regtig spyt oor wat jy gedoen het nie. Jy's meer spyt oor die goed wat jy nie gedoen het nie en geleenthede wat jy nie aangegryp het nie. Ja. So, ja, ons gaan nou so 'n bietjie op 'n breek en dan gaan ons weer terugkom na julle toetjies toe. Eden FM, jou stem in die paradys. Ware kameraadskap en 'n vriend vir altyd. Right, welkom terug op ons op Aksie met Reaksie, waar ons net lekker geluister het na speeltjie van Bobby van Jaarsveld. Nou as jy nou net ingeskakel het en jy luister nou na ons lekker program. Ons gesels met die twee wonderlike dames. Die een is die Miss Preteen Universe South Africa finalis van 2025, Rosie Venter, en Anel Wetmar wat die pasgekroonde mevrou ATKV Hartenbos van 2024 is. Ja, die kompetisie die 28ste Desember plaasgevind en dit is so lekker om hulle in die ateljee te hê saam met Karen wat met hulle gesels. Nou natuurlik, hoe kan ek dan vir ons organiseerder sê sy mag nie met hulle praat nie? Natuurlik, nee, ek spots maar net Karen. Karen, ek gee weer terug aan jou vir die wonderlike lekker vrae wat jy vir die jong dames kan vra. Okay, Anneli. Sê gou vir my, het jy 'n boodskap wat jy vir jong dames en here wil gee ten opsigte van meneer en mevrou ATKV, maar ook net oor die algemeen ten opsigte van pageants? 100%. My boodskap 1000 maal is moenie opgee op jou drome nie. Jy gaan 'n paar keer val, maar ek glo as jy val jy vorentoe. Jy leer daaruit en jy verbeter en daar's 'n rede hoekom jy daai drome het. Die Here gee vir jou daai drome om vir jou te wys wat jy kan bereik. Ja, sê. Dit is my grootste raad wat ek aan die jeug kan gee, want ek sien vandag soveel kinders voel hulle gee net vinnig op hulle drome en dan sê ek vir hulle nee. Jy moet aanhou want jy kan daai bereik. As jy dit kan droom, kan jy dit bereik. Ja, sê. Dit is my boodskap aan Dit jou. is presies, dis fantastiese boodskap daar. Ek sê altyd vir die kinders wanneer ons met hulle praat met die Anti-Bullying Academy as ons gaan gesels in die skole, is be the youest you that you can be. Jy is hier vir 'n rede. Glo dit of nie, as jy nie nodig was hier nie, dan was jy nie hier nie. Haai. Ja. Dis 'n groot revelation, hè? So jy is nodig hier. Met jou geaardheid, met jou persoonlikheid, nie soos wat ander mense jou wil hê nie, maar soos wat jy is jy hier nodig. Ja. En jy is veronderstel net nou in hierdie oomblik te lewe en hierdie oomblik van jou lewe te geniet, want dis al wat ons het. Gister is verby, môre, who knows what's going to happen. Verstaan jy? Maar geniet net jou lewe Ja. ten volle. Ja. Wees net jy, wees 'n kind so lank as wat jy kan. Glo my, wanneer jy 'n groot mens word, is die verantwoordelikhede boes en jy het nogal 'n bietjie daarvan begin proe. Ja. Op 18 en jy gaan nog baie meer daarvan proe hierdie jaar wat nou kom, want nou is jy uit die huis uit en nou is jy verantwoordelik vir jou eie dingetjies wat gewoonlik miskien op mamma en pappa se skoot geland het, maar nou is jy verantwoordelik daarvoor. So geniet jou kinderlewe, né? Ja. Ja. Rosie, sê jy bietjie vir ons, het jy 'n boodskap vir die jeug van vandag? Wat wil jy vir hulle sê? Ek het altyd 'n boodskap vir ons hier. Altyd, ja. Myne is chase your dreams. Dit gaan nie oor hoe oud jy is nie. Dit maak nie saak of jy jonk is nie. Jy kan dit doen. Dit gaan nie oor ouderdom nie. En wees net jouself. Ja, sy. Moenie probeer inpas by die ander kinders nie. Soos om te dink, ja, ek gaan nou inpas as ek begin vloek, of rook, of drink, Ja. of soos ander kinders aantrek, dieselfde ou groot broeke wat die kinders van die dae dra. Jy weet waar dit vandaan afkom. So, dis regtig om jouself te wees. Ek glo die wese het jou gemaak, soos wat jy is, vir 'n rede. Daar sy. Hy het jou so gemaak vir 'n rede, en soos jy nou gesê het, jy is hier met 'n doel. Ja.
Ja. Altyd. En dit klink nou asof ons dit vooraf bespreek het, maar nie ek of Anel of Rosie het enigiets daaroor te sê gehad nie, en dis die boodskap wat moet deurkom. Ja. Dis al drie is presies dieselfde boodskap. Kyk hoe sit ek hier met lang hoendervleise. So, dit is regtig die boodskap. Wees net jouself en gaan geniet dit en moenie soos iemand anders probeer wees nie. Ek het altyd vir my dogter sê, hoekom wil jy soos iemand anders wees? Ja. Ek wil nie. Dan sê hulle van, jy lyk nie so maar of nee. Ek lyk soos ek. Ek lyk soos ek is ek. Nee, Ja. ek wil graag net myself wees. Jy wil nie soos iemand anders wees nie. Jy kan leer, ja, jy leer, maar wees jouself. Wees die beste jy wat jy kan wees. Die beste jy wat jy kan wees. Ja. Moet nooit in kompetisie met ander wees nie. Probeer net elke dag beter wees as wat jy die dag voorheen was. Nee? Ja. Dis al. 100%, ja. En behandel ander mense soos wat jy graag behandel sal Ja. word. Hoe fantasties sou dit nie wees as almal dit wou doen nie. En daai ding wat jy nou van gepraat het, waar kom die grootbroeke vandaan? Dis baie interessant. Want ons het nogal hieroor gepraat. Ek en Dion het hieroor gepraat die laaste ruk. Veral toe ons daar by die ATKV kom en ons sê nou vir die kinders formeel en party van die ouetjies vra, kan ek my boardshorts en my t-shirt dra? Nee. Dis nie formeel nie en baie van die kinders weet nie. Die een ouetjie sê vir ons, nee, hy hou nie van pakke dra nie, hy glo dit nie. Hy glo nie daarin. Ek sê, hoekom? Hy sê, dit lyk of jy te hard probeer as jy 'n pak dra. Ag. Hoe verduidelik ek nou vir hom? Toe sê ek vir hom, o genade, dis bietjie erg. Ek sê vir hom, maar dink bietjie daaroor, as jy nou vir 'n onderhoud moet gaan, of jy moet nou iemand kry, wat jy vir 'n onderhoud wil nooi om vir jou te kom werk, en die ou kom met sy boardshorts en goeders daar, en die ander ou kom met 'n pak klere aan. Wat 'n ou sal jy eerder wil aanstel? Tannie, die een met die pak. Ek sê, hoekom? Nee, jy het nou net gesê, het lyk of hy te hard probeer. Nee, dit is seker so, jy moenie probeer om iets in iemand anders te wees as wat jy is nie, daarom is dit belangrik om te weet wie jy is, maar hoeveel mense, ewen groot mense weet vandag regtig wie en wat hulle is, never mind kinders, nee? En dan moet die kinders opkyk en voorbeelde neem by die groot mense wat nie weet wie en wat hulle is nie. Daai is eintlik verskriklik, maar soos jy gesê het, Rosie, dit gaan nie oor ouderdom nie. Ek kan baie dingetjies sê ten opsig van dit, maar nie vandag nie. Ons gaan vir ewig hier sit as ek dit doen. Ons het gedink daaroor om 'n paar praatjies te hou en bietjie vir die mense te gaan leer net hoe om net aan te trek. Want okay, dis reg. Casual en so aan, maar daar's 'n tyd en 'n plek vir alles. Ja. Weet? Ja. En as ons alles net so casual los, dan dit voel vir my dit voel so slapgaans. Jy weet? Ja. So slapgaans. Dit's net ek het geen motivering om enigiets te doen nie. Jy lyk so en jy voel so. Jou hare staan, jy worry nie om jou hare te kam en sulke tipe van goeders nie, nê? Ek het jou nog nooit met 'n haartjie uit plek gesien nie. Al het ek jou in jou pyjamas gesien. Verstaan jy? So ja, dit is mos die voorbeeld wat jy wil wees. Jy wil 'n voorbeeld wees, maar jy buig ook nie agteroor en doen allerlei snaakse dinge nie. Dis net natuurlik. Dit kom net natuurlik. Jy doen net wat nodig is. Jy kyk na jou vel. Jy plak nie jou gesig met grimering nie. Jy kyk na jou vel deur wat jy eet en al sulke tipe. Dis belangrik, Ja, nê? Jy ook. Jy kan sien. Jy kan dit sien as mense kyk na hulle self. Ja. Ons is veronderstel om na ons stempel te kyk, nê? Nee? Ja. Ja. So ja, dit is vir my baie belangrik en dis vir my baie mooi van julle en ek moet sê die kaliber jong mense wat aan ATKV deelneem is anderste, nee Dion. Die kaliber is anderste en dis elke keer 'n mooi groepie. Ons het regtig 'n lekker groepie. En soos jy gesê het Anel en jy ook Rosie, niemand was snaaks met mekaar nie en daar was nie 'n katterigheid nie, daar was nie ek kyk jou snaaks of wat ook al nie, dit was baie lekker. So ons het dit regtig baie geniet. Nou wil ek gou-gou hoor so ten slotte, vir julle tweetjies wil ek gou-gou hoor of daar nog ietsie is wat julle graag met ons sal wil deel. Rosie, ek wil eintlik by jou hoor. Ek weet jy het altyd baie goedjies wat jy wil deel. Jy het jou Pink campaign. Jy moet gou-gou vir ons sê, Rosie gaan nou deelneem in Maart.
in Gauteng gaan sy deel, of nee, dis Limpopo, nee, Limpopo. dis in Limpopo, gaan sy deelneem aan die finale van Miss Teen Universe. En dit is 'n verskriklike ingewikkelde scenario in 'n klomp verskillende titels en allerlei dinge wat daar gewen kan word, maar dis ook baie harde werk. Van die luisteraars, dink ek eintlik al, meeste van die luisteraars het al gesien en gehoor, met al haar charity werk en goed wat sy altyd doen. En ons wil graag hê julle moet vir haar ondersteun. Daar's nog voting aan die gang, of is dit nou verby? Is die Nee, voting voting verby? is nog aan die gang. Die voting is aan die gang. So julle kan gaan vote, julle kan gaan kyk op haar page. Sy sal nou vir julle die details gee waar julle kan gaan kyk en wat julle kan doen om vir haar te help. En dan verduidelik net gou vir die luisteraars, waaroor gaan jou Pink project wat jy begin het? Okay, so toe ek hierdie kompetisie ingegaan het, sorry, dat klink nou 'n bietjie vreemd, maar ja, ingelaat het, moes ons ons eie kampanje gestig het. En aangesien die hoofkleur van Miss Teen Universe pink is, en aangesien ek definitief baie hou van pink, Ja, het ek Barbie. besluit, ja, deur en deur Barbie, en ek besluit om dit Pink Out Loud with Rosie te noem. Maar die pink het 'n hele betekenis, wat vir my, nie net vir my mooi is nie, maar wie ek is. En ek wil graag vir ander meisies dit ook leer en vir hulle laat groot word mooi, op 'n mooi manier en reg laat groot word. Die P in pink staan vir positive. So dit is om altyd positief te wees. Ja, die lewe kan jou nogals omkant gooi en moeilik raak, maar hanteer dit op 'n positiewe manier en bly maar altyd positief. Dit is wat ek hulle probeer leer. Dis nie altyd maklik nie, maar ek probeer. Die I staan vir innocent. Dit is om, soos wat almal altyd sê, vroeg ryp, vroeg vrot. Daar sy. Ja, ek is seker of van meeste mense het al daarvan gehoor. Daar try ek hulle net eintlik help om in die regte direksie in te gaan. Nie op die ouderdom van 14 al te wil vape en rook en drink en vloek en allerlei dinge nie. Die N is natural. So wees jouself. Moenie probeer inpas by die ander en jouself verander nie. En met natural kom ook dan natuurlik jou skincare, om te kyk na jou hare, jou naaltjies en net jy as mens. Die K staan vir kind. Met kind kom ook pay it forward. Wanneer my 10 meisies wat ek coach nou die hele pink klaar gevoltooi het, as ek dit so kan stel, dan raak hulle basies ambassadors vir Pink Out Loud. So hulle het ook dan nou al die kennis, hulle is beter mense en so kan hulle ook ander meisies help en inspireer. Teach one, ja, dis fantasties. Dit is fantasties. Dit is fantasties. Nou ja, dit is gaan ek dit weer sê, dis fantasties. Dat ons 'n 14-jarige kry met soveel inspirasie vir haar peers. Ek is mal daaroor om dit te sien en dit te hoor. Skuif alles hier rond voor my. Ja, nee, Rosie, dit is regtig, ek is baie trots op jou en hoe ver jy al alles gekom het met al jou goedjies wat jy ook maar deur is met mense wat nie so begaaf is nie. En wat vir my so oulik was, nê, by Hartenbos Seefront, toe Rosie daar 'n judge was, die een klein dogtertjie hardloop en dan sê jy het 'n pink rok aangehad. 'n pink glitterrokkie. Ja, pink glitterrokkie. Die dogtertjie hardloop en sy sê vir pappa, Barbie, dis Barbie. Dit was so oulik. Maar ons het foto's geneem van waar jy haar vashou. Ja. Sy kyk so en sy vat so asof sy nie regtig is nie. Wat is dit? Dis Barbie, dis 'n regte Barbie. Dit was so oulik geweest. Dit was regtig so oulik geweest. En ja, ek het nogal altyd daarvan gehou om daai Barbie movies saam met my dogter te kyk, want dit het altyd vir my sulke mooi stories gehad en die lessies daar agter was vir my baie mooi. So ek is baie trots op ons real life Barbie hier in Mosselbaai. Baie trots daarop. Ja. Ek het nou nog 'n vraag vir jou, Anel, wat ek wil luister. Ja. Sodat dit op dit gaan en ek nog vra vir jou ook, Rosie. Dit is eintlik bietjie meer van detail af. Anel, so wat is jou plan? Ek weet jy het al gepraat ook oor wat jy al gedoen het en jou titels en alles. Wat is jou plan vorentoe? Waarna toe sien jy uit? Wat is jou volgende stap? Wat wil jy doen? Praat nou van pageantry gewys. Pageantry gewys en jy as mens self. Sjoe, ek het groot planne. Ja, ek gaan nou
trek Potchefstroom en Ja? ek gaan nou daarso universiteit nou begin en als. Maar my groot droom is om aan Miss Grand International deel te gaan neem. Okay. So ek gaan nou hard werk na daai toe. Ek weet ek gaan aan die einde van die jaar gaan ek inskryf vir daai groot pageant. So groot opwinding, Die tyd is groot daar. ja, die tyd raak al hoe nader. Absoluut. al hoe korter. Absoluut. So dit gaan groot sports veroorsaak in die huis. Ek weet dit sommer nou al. Ja, baie werk, baie voorbereiding, maar ek sien baie uit. Dit is definitief een van my drome en dan ook ek wil begin coach. Ek het onlangs een van my vriendinne gecoach vir haar eerste pageant en sy het baie goed gevaar, sy het gepleis. So ek dink ek gaan ook in daai rigting ingaan. Fantasties. Maar, ja. Ja, nee, absoluut. En ek meen as jy daarso by daai kompetisie ingeskryf het, laat weet vir ons, laat ons sommer weer 'n onderhoud met jou kan voer ook hoe jou Natuurlijk. journey is, wat jou Ja. voting detail is, hoe mense jou kan kry. Maar as hulle wil solank, het jy enige sosiale media wat mense jou kan volg oor alles wat voor lê en wag vir die jaar? Ja, ek is op Instagram en Facebook, Anel Wetmar of Anel Modeling. Julle kan gerus daar gaan kyk, daar is baie lekker ding om te sien van my journey met die Supreme Teen Africa ook wat nou verby is. En ek gaan baie besig wees op my sosiale media nou vorentoe. Absoluut, en dan kan julle sommer sien hoe lyk ons pragtige mevrou ATKV Hartenbos in 2024. En nou oor na jou, dankie Anel. So ek dink Goed definitief te sien. julle moet volg haar. Ja. Daar's groot stappe wat voor lê en wag en 'n lekker journey. Sommer exciting, sommer baie Ja, exciting. baie. Rosie, jou beurt. Ek weet Tannie Karen het gepraat met die voting wat nog oop is en alles. Wat's jou voting detail? Hoe kan mense vir jou stem? Wat moet hulle doen? Op my Facebook en my Instagram, waar julle my kan kry onder Rosie Venter, is my Instagram en Rosie Venter Junior is my Facebook. Die voting links, alles is daarop. Fantasties. Yes. Alright, so dan kan julle haar ook volg. Sy het 'n lekker journey wat daar so voor en wag en ek weet daar's gedurende posts wat hulle maak. Daar's gedurende lekker goedjies wat hulle entertainment gee vir julle om te gaan volg en na te gaan kyk ook. So asseblief volg hierdie twee jong dames. Hulle roetes is nog groot wat voor lê en wag. En ek gaan nou weer nog bietjie laaste met hulle gesels, maar ons gaan net gou vinnig weer op 'n musiekbreek gaan en dan ja, bly ingeskakel vir die laaste bietjie vir hierdie lekker loopbaan van hierdie jong dames wat voor lê en wag. Eden FM, jou stem in die paradys. Net 'n plesier om na te luister. Inderdaad, 24/7. Alright, en welkom terug is op ons op Aksie met Reaksie waar ons nou net lekker met die dames gesels het. Ek wil julle net gou invat en soos ek vroeër in die begin genoem het, was die meneer ATKV van ATKV Hartenbos van 2023 ongelukkig nou nie by ons in die ateljee nie, maar hy het 'n boodskap wat hy vir die jong mense en vir almal actually wat die buite is mee wil deel, vir al die mans ook en hoe sy roete was. So kom ons luister gou na wat Ruben Lou hierso te sê het vir ons. Goeienaand dames en here, beoordelaars en deelnemers. Dit is my 'n voorreg om vanaand voor u te staan as die wenner van meneer ATKV Hartenbos 2023. Hierdie titel was nie net 'n prestasie nie, maar 'n lewensveranderende ervaring wat my baie oor myself as ook ander geleer het. Toe ek verlede jaar deelgeneem het, was ek nie net op soek na 'n titel nie. Ek het gesoek na groei, selfvertroue en die geleentheid om 'n positiewe impak te maak. Die reis het my geleer dat ware sukses nie net lê in hoe ons onsself aanbied nie, maar in hoe ons ander inspireer en dien. Dit het my laat besef dat ons almal die vermoë het om 'n verskil te maak, al voel dit soms minimaal. Die titel het vir my nuwe deure oopgemaak, nie net op 'n persoonlike vlak nie, maar ook in my gemeenskap. Ek het geleer hoe belangrik dit is om 'n voorbeeld te wees, nie net op die verhoog nie, maar in elke aspek van my lewe. Aan hierdie jaar se deelnemers wil ek sê, geniet elke oomblik van hierdie ervaring. Elke stap op hierdie reis is 'n geleentheid om te leer, te groei en jou unieke waarde aan die wêreld bekend te maak. Dankie aan almal wat hierdie geleentheid moontlik maak en almal wat die deelnemers ondersteun. 'n Spesiale dankie aan Tannie Karen en oom Dion se passie, tyd en moeite om hierdie geleentheid 'n sukses te maak. Mag vanaand 'n viering van talent, selfvertroue en deursettingsvermoë wees. Baie dankie. Yes, dit is so wonderlik om so te kan luister na mense wat hulle journeys begin het en hoe hulle dit afgeskop het. Ja, en om te dink,
ons Ruben het die dag voor die tyd gekom en sê, nee Tannie, nee oom, ek wil onttrek, ek wil nie meer deelneem nie, nee. En kyk die verskil wat dit gemaak het, hoe teen verlede jaar en, nie verlede jaar, 'n jaar voor en nou verlede jaar, nee. Kyk die verskil in daai jong man, hy het so baie gegroei. Ek is so impressed met dit, ek hou so baie, dis hoekom ek so baie van hierdie pageants hou. So ons het nog 3 minute oor, dan moet ons vir die luisteraars groet. So Rosie, het jy 'n boodskap wat jy vir almal wil deel? 'n Final boodskap. My laaste boodskapie wat ek aan almal wil gee, wat ook te doen het met my ATKV 2023 soos ondervinding, was dat maak nie saak hoe oud jy is nie. Doen dit en jy kan dit doen. Soos hulle altyd sê, klein botteltjies, groot gif. Ek meen ek was 13 jaar oud en ek het teen 17-jariges geloop en nog steeds eerste prinses behaal. So maak nie saak hoe oud jy is nie, doen dit en glo in jouself. Fantasties. En Anel, het jy vir ons 'n boodskap wat jy wil deel? Ja, natuurlik het ek een. Dit is om nie te huiwer om iets te doen nie. Kom uit jou comfort zone uit, want dit is wanneer jy groei. Jy kan nie groei op dieselfde ou plekkie nie. Kom daar uit en moenie terugkyk met spyt nie. Net Spyt so. kom te laat. So doen alles voluit en dan gaan jy nie spyt hê nie en dit is die boodskap wat ek vir die luisteraars wil gee. Fantasties. Ja, dit was Anel Wetmar geweest, so ons Mevrou ATKV Hartebos 2024 wenner en Rosie Venter, ons Miss Preteen Universe South Africa 2025 finalis. Nou ja, soos wat die tyd ook hier hardloop in ons, soos altyd Karen, moet ons julle groet het Mosselbaai se ateljee. Dankie julle jong dames dat julle julle tyd hier afgestaan het om met ons te kon gesels oor julle roete en ons groet julle uit Mosselbaai se ateljee uit. Julle kan saam ook totsiens sê en ek is Dion. En ek is Karen. Tot volgende week toe praat ons weer met liewe boodskappe 2025. Ons sien julle dan. Goed gaan luisteraars en 'n geseënde dag verder vir julle. Lekker dag. Totsiens. Totsiens. Bye. Eden FM, jou stem in die paradys. Ware kameraadskap en 'n vriend vir altyd.